Ons lees vanoggend 'n paar gedeeltes uit Johannes. Julle sal agterkom, die skriflesing gaan dalk langer as die preek wees. Ons lees vanoggend van Nikodemus se ontmoetings met Jesus en hoe hierdie vooraanstaande leier in die kerk in Jerusalem van die donker na die lig beweeg het. 'n Tema wat deurgeloop het deur ons aanbidding vanoggend, maar ook 'n tema wat deurloop deur die boek Johannes. Jesus of Nikodemus se eerste ontmoeting met Jesus lees ons van in Johannes 3. Hy kom as 'n geheime bewonderaar, hy kom in die nag. Sy tweede ontmoeting of die tweede ontmoeting wat hy met die Here gehad het, was toe hy in die Sanhedrin vir die Here opgekom het en hom verdedig het by die Fariseërs. Die derde keer wat ons hom ontmoet in hierdie drie bewegings wat hy van die duisternis na die lig beweeg, lees ons in Johannes 19, waar hy aan die einde van Jesus se lewe, toe Jesus in die graf was, die alwee en mirre gebring het, ruim 32 kilogram daarvan bring hy, en hy is uit in die openbaar om hom met Jesus te identifiseer. En die tema van ons prediking vandag is die geheime bewonderaar skuif van bewonderaar na 'n toegewyde volgeling of 'n disipel van Jesus. Ons gaan 'n paar skrifgedeeltes, die skrifgedeeltes wat ek genoem het, gaan ons dan saam lees. Ons lees Johannes 3 van vers 1 tot 21. Jesus se gesprek met Nikodemus. Daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie." Jesus het geantwoord: "Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie." Nikodemus sê toe vir hom: "Hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moederskoot ingaan en gebore word nie." Jesus antwoord hom: "Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir julle gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is." Hierop vra Nikodemus vir hom: "Hoe kan hierdie dinge gebeur?" En Jesus het hom geantwoord: "Jy is die leermeester van Israel en jy begryp nie hierdie dinge nie? Amen, amen, sê ek vir jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand wat na die hemel opgevaar het nie, het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige, unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God glo nie. En dit is die oordeel, die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was.
Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. En dan blaai ons na Johannes 7. Johannes 7 gaan ons lees van vers 45 af. Toe die tempelwag teruggegaan na die hoëpriesters, leierpriesters en fariseërs en dit vir hulle gevra, waarom het julle hom nie gebring nie? Die tempelwag het geantwoord, nog nooit het 'n mens so gepraat nie. Die fariseërs sê toe vir hulle, julle is tog nie ook mislei nie. Nie een van die leierpriesters of die fariseërs het tog in hom geglo nie. Maar hierdie spul wat die wet nie ken nie, vervloek is hulle. Nikodemus, die een wat voorheen na hom toe gekom het, en uit hulle geleerdere sê toe vir hom, ons wet veroordeel tog nie 'n persoon, tensy hy eers gehoor is, en daar verneem is, wat hy doen nie. Hulle het hom geantwoord vir Nikodemus, jy is tog nie ook van Galilea nie, gaan dit maar na, jy sal sien, geen profeet is afkomstig uit Galilea nie. En dan hoofstuk 19 van vers 38. Hierna het Josef van Arimatea, wat uit vrees vir die Jode in die geheim 'n disipel van Jesus was, Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. Pilatus het dit toegestaan. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat voorheen gedurende die nag na Jesus toe gegaan het, het ook gekom en 'n mengsel van ongeveer 100 litra mirre en adelhout of alwee gebring. Hulle het toe vir Jesus se liggaam geneem en dit met geurende speserye in linne doeke toegedraai, soos dit die Jode se gebruik is by 'n begrafnis. Tot sover die Here se woord en hy seën ons as ons dit nou oordink. In Johannes 6 lees ons die gebeurtenis wat vir ons baie bekend is, waar Jesus 'n groot skare van 5000, die geleerdes sê nader aan 20.000, 5000 mans, die vrouens en die kinders nog nie ingetel nie. Hy gee hierdie groot skare kos met 5 brode en 2 visse. En dit het die mense aangegryp. Hy gaan een kant toe, hulle volg hom, en toe is daar 'n gesprek tussen hulle en hom, en hy konfronteer hulle, en hy sê vir hulle, julle volg my, omdat ek vir julle brood gegee het. Maar ek is die brood. Julle volg my vir wat ek doen, en nie vir wie ek is nie. Jesus daag hulle uit tot 'n dieper verbintenis met hom. En dan lees ons baie hartseer woorde in die Bybel. 6 vers 66, hieroor het baie van sy disippels omgedraai en nie meer saam met hom gegaan nie. Nie die 12 disippels nie, maar die ander volgelinge van Jesus wat ook disippels genoem het. Skares het omgedraai en besluit op hierdie uitnodiging om in 'n dieper verhouding met hom te tree. Is nie vir hulle nie, hulle gaan verbyhou. Geliefdes, in elke betekenisvolle verhouding waarbinne ons staan, kom daar 'n oomblik soos waar Jesus die mense in Johannes 6 voor 'n keuse gestel het. Kom daar 'n keuse wat jy moet besluit. Die verhouding gaan aan, die verhouding word dieper as wat dit was, of ek sien nie kans daarvoor nie. Kyle Idleman het 'n boek geskryf, Not a Fan, Becoming a Completely Committed Follower of Jesus, waarin hy sê, daar kom in elkeen van ons se lewe 'n DTR moment.
Define the relationship. DTR. Daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe waar 'n mens besluit, ek ken iemand, ons spandeer tyd saam, ons hang saam uit in 'n menslike verhouding, maar daar kom 'n tyd wanneer ek moet besluit, ek gaan my vas verbind op hierdie persoon. Ek gaan my vas verbind aan hierdie persoon. Hierdie DTR momente gebeur nie net in liefdesverhoudings, in verhoudings tussen mense nie. Dit gebeur ook in die sakewêreld waar 'n ou saam sake doen en dan moet 'n ou besluit, ek is 'n vennoot, ons sluit 'n ooreenkoms en ons gaan aan en ons loop 'n pad saam of ons paaie skei. Dit gebeur veral in ons verhouding met die Here Jesus Christus. Dat ons by 'n DTR, determined relationship, definieer die verhouding moment moet besluit. Ek gaan 'n verhouding met Jesus hê. Ek gaan hom volg, nie net omdat hy vir my brood gee en ek aan tafel 'n tafelgebed doen en bid, seën Here die gawe wat U vir ons gegee het nie. Dit gaan meer wees as net dit. Die disippels, ja, in Lukas 9 vers 23 staan daar, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis dra en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Jesus sê hier, as jy nie net 'n bewonderaar van my wil bly, omdat ek vir jou dinge gee nie, maar as jy 'n volgeling, 'n disipel van my wil word, dan beteken dit dat jy sal doen wat ek doen, dat jy my ernstig sal opneem. Ek en jy is vandag op verskillende plekke in ons verhouding, ons pad met Jesus. Ons is elkeen vandag op ons eie plek van commitment met die Here Jesus. Party van ons hou van DTR moments, momente waar ons verhouding met die Here moet definieer. Ander van ons skram weg daarvan. Ons het die afgelope weke gepraat van defining moments, beslissende momente in die lewe van Jakob. Hy het Jesus uit die Here geken en gedien, hy het vir God geken en gedien. Maar hy het sulke momente nodig gehad. Ons ook, ons ken die Here en ons dien hom, maar ons het beslissende momente nodig, waar ons keuses moet maak, of ons die Here net gaan bly bewonder met die status van 'n fan, en of ons hom gaan volg met die status van 'n disipel, van 'n follower. Die vraag vanoggend is die Here Jesus soos een van jou Facebook vriende? Jy ken hom, jy het hom gevra om jou vriend te wees op sosiale media, en daar het 'n verhouding tot stand gekom. En jy geniet dit nogal om te sien wat hy plaas op sy sosiale media blad. Jy geniet dit nogal om te kyk wat hy in die Bybel geskryf het. En jy kom en jy gaan en partykeer loer jy in en kyk wat sy status is. Of jy volg hom soos wat jy iemand op Instagram volg. Hy het jou genooi, jy het hom gevra en daar het 'n verbintenis tot stand gekom en jy volg hom. Of jy volg hom soos wat jy 'n influencer, of soos hulle dit noem in Afrikaans, wat is die Afrikaanse woord vir 'n influencer? 'n smaakmaker. Hy's 'n smaakmaker, hy's 'n trendsetter. Jy volg hom soos wat jy iemand volg op TikTok of op YouTube. Jy ken hom nie rarig nie, maar jy volg hom. Want jy het vir hom 'n follow request gestuur in gebed. Jy hou daarvan om met hom geassosieer te wees. Die meeste van ons is entoesiastiese bewonderaars van sportspanne. Nou met die All Black Tour
vereenselwig ons as jy hou van rugby, dan vereenselwig jy jou met die Springbokke. Jy vereenselwig jou met 'n tennisspeler, met 'n cricketspeler, met 'n netbalspeler. Jy vereenselwig jou met 'n Formule 1 renjaer en jy identifiseer jou met hulle, maar jy ken hulle nie persoonlik nie. Maar jy's 'n bewonderaar van hulle, jy's 'n fan van hulle. Baie mense is vandag entoesiastiese bewonderaars van Jesus. Maar hulle sien hom op 'n afstand. Hulle is deel van sy sosiale media platform. 60% van die wêreld se bevolking sê hulle is vriende op die sosiale platform van Christendom. Maar daar staan nou mos 'n grillerige woord in Matteus 7:21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, nie elkeen wat daarop aanspraak maak dat hy gekoppel is aan die Here Jesus op die sosiale media platform van Christendom nie. Nie elkeen wat sê vir my, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God nie. Maar net die wat die wil gedoen het. En jy doen net die wil van Jesus. As jy hom volg, as jy van fan na follower beweeg, sodat jy saam met hom beweeg en doen soos hy doen. Jesus het nooit 'n bewonderaarsklub gestig. God het sy seun nie na die wêreld toe gestuur om 'n fanklub, 'n bewonderaarsklub te kom stig, sodat mense vir hom moet hande klap as hy siek is, gesond maak, blindes laat sien en dowes laat hoor nie. Om vir mense by komboeke vir hulle What Would Jesus Do bandjie te laat koop, sodat hulle dit kan dra nie, of soos in die ou dae, jy by komboeke 'n visie gekoop het en agter op jou kar geplak het. Toe ons studente was, het ons gespot. Hy lelik. Ons het gesê dis I&J Old Boys. As jy daai vis op jou kar plak, dan identifiseer jy jou met Christen wees. Jy's 'n bewonderaar van Jesus. En tog doen ons oor die eeue die bewonderaar ding ook in die kerk. Ons ken die Bybel, ons weet die Bybel, Genesis hier, Openbaring daar, jy ken Psalm 23, hy sê min of meer in die middel van die Bybel, jy ken Johannes 3 vers 16 wat ons vandag gelees het, jy ken hom uit jou kop uit, daar's party verse wat jy ken. Die vraag vanoggend is, en dis waarmee ons gekonfronteer word en waarmee ons aangaan vandag, ken ek vir Jesus regtig? En as ek hom ken, as ek hom bewonder, het ek gekies om hom te volg, is ek 'n disipel? Want ons sê mos, ek is 'n stormer. Ek is 'n Springbok ondersteuner en daarmee sê ek vereenselwig my met hierdie span. Ek bewonder hulle en ek is lojaal teenoor hulle. Jy sê jy's 'n Christen want jy het in 'n Christenhuis groot geword. Nou sê iemand, dis gevaarlik om so te sê, as jy in 'n Christenhuis groot geword het, is jy noodwendig 'n Christen, want jy kan bly wees, jy het nie in 'n bakkery groot geword nie, anders was jy 'n koek, 'n tert of 'n brood. Jy kan bly wees, jy het nie in 'n garage groot geword nie, anders is jy 'n kar. Dit gaan in Christendom oor iets meer as bewondering, meer as lojaliteit. En die vraag vanoggend is, hoekom is jy 'n bewonderaar van Jesus? Maar ondersteun jy hom ook? En die tweede vraag is jy boots in hierdie verhouding? Hoekom is ons hier elke Sondag en is ons hart en siel in hierdie verhouding? Is ons hier om te bly? Nicodemus was iemand wat hom huiwerig verbind het. Hy kom in die nag. Ferdinand Duist het hom 'n nagdisipel genoem. Hy was 'n welbekende lid van die Sanhedrin. Hy het Jesus op 'n afstand bewonder.
Jesus het hom inspireer, sy wonderwerke het hom fascineer en sy passie het hom beïndruk en hy kom in die nag na Jesus toe. En toe moes hy skuif van 'n geheime bewonderaar in die nag. En hy doen 'n tweede stap as hy in Johannes 7 Jesus verdedig voor die Sanhedrin. En dan die derde stap wat hy neem is, toe hy in Johannes 19 'n mengsel van alwyn en mirre bring, 32 kilogram, dit was 'n oormatige klomp balsem wat hy gebring het. Maar hy bring dit soos vir 'n koning se begrafnis. Hy skuif van 'n geheime bewonderaar tot 'n volgeling van Jesus. Ons weet nie veel meer van Nikodemus se lewe af nie. Die oorlewering sê dat hy later deur Johannes en Petrus gedoop is en dat hy in 100 na Christus as 'n martelaar vir Jesus gesterf het. As ons saamvat, ons het gevra, hoekom is ons hier? Hoekom is ons bewonderaars van Jesus? Is ons hart en siel in hierdie verhouding? En het ons al 'n besluit geneem om hom te volg? Die vraag is nie net, glo jy in Jesus? Het jy hom lief nie? Hou jy van Jesus nie? Gaan jy kerk toe nie? Maar doen ek wat hy doen? En dit is wat ons vir onsself moet uitmaak. Is jy 'n bewonderaar of 'n volgeling van Jesus? Amen. Here Jesus, baie dankie dat U gekom het om te soek en te red wat verlore is. En Here, ons bewonder U regtig. En dit is lekker om met U verbind te wees. Dit is lekker om te sien dit wat U plaas in die Bybel oor die eeue heen. Dit is lekker om te sien wat U doen vandag. Ons gaan dit nou ook sien as ons kyk na 'n bewonderenswaardige organisasie wat soveel werk vir U doen. Ons wil graag ook doen soos Jesus doen, in ons uitreike, in ons hulp aan mense. En dankie dat U die wedergeboorte vir ons gegee het, sodat ons verseker kinders van God kan wees. Seën ons saam in die res van hierdie dag asseblief en in ons lewe. Amen.